En partykeer, Here, moet ons ook net stil wees by U. Stil wees om U beter te kan hoor. Want dit is so belangrik dat ons U hoor. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Ja, U koningskap is ewig. U is vir altyd koning en niemand kan U onttroon nie. Selfs 'n heidense koning moes dit op 'n dag erken en bely. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar's niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen U nie? U is almagtig, Here. En U is lief vir ons. Daarom kan U kinders op U hulp en op U oop hand en seëninge staat maak. Daarom kan ons op U skoot kom sit en kan ons bly dat U met ons sal praat en dat ons kan luister. Ons kom bid dit nou, dat U deur die woord en die Gees met ons sal praat. Amen. Amen. Ons is op die oomblik in die kerkseisoen wat ons Epifanie noem. Dit is so 'n bietjie 'n vreemde woordjie, nee. Maar na Kersfees, eintlik saam met Kersfees val Epifanie. En in hierdie tyd oordink ons veral Jesus se koms na die aarde as 'n mens. Tradisioneel dink ons in hierdie seisoen aan die besoek van die wyse manne. Baie keer sal ons lees van Matteus 2, die besoek van die wyse manne. Jesus se ouers se verblyf in Egipte, Jesus se kinderjare, sy doop, sy eerste wonderwerk. Sy doop, Jesus wat gedoop is deur Johannes die Doper daar in die Jordaanrivier. En in daardie oomblik skielik die hemel wat oop skeur en 'n stem uit die hemel kom wat sê, dit is my geliefde seun. Hy maak my bly. Ek is bly oor hom. Op 'n manier sê God dit ook vir my en jou. Ook by ons doop veral. Ek en julle is ook gedoop en die doop herinner ons dat die Here deur sy Heilige Gees altyd by ons sal wees. Hy het ons eers gekies uit genade en homself aan ons verbind. Hy is ons troos in moeilike tye en ons hoop. Val as dit moeilik raak en ons verliese beleef soos die afgelope week. Hy was nog altyd by ons. Daarom kan ons terugkyk oor die afgelope jare, mekaar herinner, die Here was daar. Was hy nie? Ek weet dit. Ek weet dat julle dit ook beleef. En daarom kan ons ook vooruitkyk en op grond van die doop se belofte, God wat homself aan my en jou verbind het, kan ons weet dat hy ook in 2026 by ons sal wees. Kom ons herinner mekaar aan ons doop. God wat homself aan my en jou verbind het en sê, jy is gedoop. Jy is God se geliefde kind en hy sal elke dag by jou wees in 2026. Voordat ons die skrif gaan lees, die groot prediker, Dominee Charles Spurgeon, het lank gelede gesê, as ons hierdie teks lees wat ons nou gaan lees, dit is een van die leesers se fokustekste, Psalm 29, dan moet ons eintlik vir onsself 'n beeld ontstaan in 'n donderstorm. Ons staan midde in 'n donderstorm en ons lees hierdie Psalm sodat ons dit beter kan hoor vir wat hierdie Psalm vir ons wil sê. Want God se verskyning word in hierdie Psalm beskryf as 'n donderstorm waaruit die stem van die Here praat. Niks kan voor hierdie stem staande bly nie. Ja, ons wil hoor, ek en jy is eintlik geloofsdoof as ons nie die Here se stem kan hoor nie. Terwyl ons dit lees,
Probeer agterkom, as jy die teks het voor jou, is nog beter as jy jou Bybelteks ook kan oophou vanoggend terwyl ek gaan preek, want ek gaan kort terugverwys. Probeer agterkom hoeveel keer die uitdrukking, die frase, die stem van die Here in hierdie Psalm voorkom. Ek moet nou eintlik die kinders gevra het om te tel, nee. Maar luister 'n bietjie mooi, hoeveel keer die uitdrukking die stem van die Here in hierdie Psalm voorkom. Want hierdie hoeveelheid keer wat dit voorkom, wat dit gesê word, wat dit weer klink, maak ons bewus van die Here se grootheid. En ek gaan dit nou ook mooi verduidelik. En soos ek gesê het, hou gerus julle Bybels oop. Ja, Rudy, jy moet my stem nou baie hard sit, want die donder weer, moet nou nie skrik die donder weer gaan nou slaan. As jy reg daarvoor. Sit asseblief my stem lekker hard. Hier kom hy. Hier is die teks. Psalm 29. 'n Psalm van Dawid. Gee eer aan die Here, gode seuns. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Die stem van die Here is oor die waters. Die God van heerlikheid laat dit dreun. Die Here is bo die magtige waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. Die stem van die Here breek sedes. Die Here versplinters die sedes van die Libanon. Hy laat hulle bokspring soos 'n kalf. Libanon en Sirion soos jong buffels. Die stem van die Here splyt rotse met vlamme. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn by Kades bewe. Die stem van die Here laat wildsbokke lam. Dit stroop bosse kaal. Sy hele paleis sê heerlikheid. Die Here troon by die volk. Ja, die Here troon as koning vir ewig. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met vrede. Ek is nogal nuuskierig om te weet, indien jy die Psalm weer sou deurlees daar op jou eie, of dit dalk net so vinnig sou scan, soos jong mense sê. Watter antwoord jy in hierdie Psalm sou vind op die vraag, wie is die Here? Wie is die Here? Ons kry in Psalm 29 'n kragtige weerbeeld, 'n prentjie van donderstorms. En as jy net iets kan bedink van die krag van 'n donderstorm, dan hoor jy dalk beter wat die psalmdigter oor God te sê het. Het julle geweet dat daar op enige gegeewe oomblik in hierdie dag, daar sowat 2000 donderstorms op die hele aarde plaasvind. Die geleerde ouens sê, as julle almal gaan tel, gemiddeld kom daar elke dag sowat 45.000 sulke donderstorms op die aarde voor. En mense wonder amper, hoe kom ons die dag deur sonder enige storms in ons lewe, né? En hierdie storm stel onder die kragtigste natuurkragte wat ons ken. Nou, hier volg net eers weer 'n wetenskaplesie, as julle dalk vergeet het, hoe 'n donderstorm gevorm word. Ek wil net gou vinnig verduidelik. Ekstra punte in die eksamen. In die eenvoudigste sin is 'n donderstorm niks meer, sê die slim ouens, as 'n stabiliseerder van die atmosfeer nie. Want 'n donderstorm word gevorm wanneer 'n laag baie koue lug bo-op 'n laag baie warm lug gaan lê. En om die atmosfeer nou weer in balans te bring, ontstaan hierdie verskywing van lugmassas. Die warm lug styg op, die koue lug sak, né? Sodat hierdie lug nou meng en dan word die lugtemperatuur nou weer oral min of meer dieselfde. En sodra dit nou gebeur het, dan het die donderstorm sy doel bereik en sterf dit uit. Maar langs die pad, o genade, gebeur daar groot dinge. Gebeur daar groot chaos, wil ek amper sê. Kan hierdie storms van die mees asemrowende natuurverskynsels voortbring. Want daardie verskywing van koue lug en warm lug kan ongelooflike winde veroorsaak. Winde met snelhede van tot so vinnig as 160 km/h. Wat nou al daai groot tornado's en julle weet wat daai groot winde, orkane veroorsaak. Groot skade kan veroorsaak. En benewens wind bring donderstorms ook reën en ys voort. So die storm se sterk lugstrome kan waterdeeltjies tot ver onder vriespunt laat afkoel en is genoeg van hierdie
ys nou opbou, dan weet ons, dan val dit na die aarde in die vorm van haal. Gewoonlik so groot soos klein klippies, maar dit kan, wanneer hierdie storms nou ekstra sterk is, kan dit soveel ys opgaan dat hulle so groot word soos pomeloes en dan jou motor se ruitte stukkend slaan. Maar daar's nog meer. Daar's nog meer aan hierdie storm. Die kragte binne hierdie donderstormwolke is so groot dat energiepartikels te mekaar bots met genoeg krag om elektriese ladings uit te ruil. Party deeltjies verloor hulle elektrone en ander deeltjies kry elektrone by. Wat positief en negatief gelaaide deeltjies skep. Gewoonlik beweeg die positiewe deeltjies na die bokant van die wolk, die negatiewe deeltjies na die onderkant toe. En dit veroorsaak 'n hoë spanningsgaping wat homself deur 'n vurige weerligstraal ontlaai. Dit is nou daai blits wat ons sien, hè? Daai geweldige kraak deur die hemelruim. En dit voel vir my langer, maar hulle sê dit duur slegs so wat 30 mikrosekondes. En dit bereik 'n piekkrag wat Eskom bietjie jaloers sal maak. 'n Piekkrag van 1 miljard watt. Dis nou 1 met 12 nulle. 1 miljoen. Ek hoop ek sê dit reg, is 'n miljard, nee. Ek dink so. 1 miljard watt. En 'n oppervlakte temperatuur van ongeveer 20.000 grade Celsius. Nou die ouens, dit is warm, maar dit is 3 keer warmer as die oppervlak van die son. Asof jy iets kan sê oor die krag wat hierso tot stand kom in hierdie donderstorms. Nogal kragtig, nee. Ek kan verstaan dat sommige mense onder die bed wil wegkruip as daar donder weer is, nee. Van julle oumas het lakens oor die spieëls gegooi en ek weet nie wat als nie, nee. Weggekruip onder die bed. Maar gegee wat ons nou oor die aard van storms gesê het, is 'n gesonde respek daarvoor beslis geregverdig. Die afgelope week, ek het toevallig gehoor, was daar op RSG ook so 'n praatjie, jy kan gerus die potgooi gaan soek, oor weerlig as die natuur se gevaarlikste reeksmoordenaar. Ek het sommer net so toevallig met halwe oë geluister. En net so wil Psalm 29 sê, is 'n gepaste eerbied en respek vir die almagtige God geregverdig. Die God wat die weer beheer en wie se majestueuse krag deur sulke weerskouspele sigbaar word. En daarom begin die Psalm ook in vers 1 en 2 met 'n oproep om God te eer. Gee eer aan die Here God des seuns. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding vir die Here in sy glansryke heiligheid. Maar dan sê die slim ouens moet ons ook die polemiese aspek van hierdie Psalm raak sien. Gegroot word om te sê, hier is eintlik ook 'n twisgesprek of 'n spottery aan die gang in hierdie Psalm. Hierdie Psalm daag as ware die ander godsdienste van die antieke nabye ooste uit, godsdienste wat beweer het dat die natuurkragte self ook gode of godinne was. En die Psalm ontbloot nou hierdie valsheid van hierdie afgodiese aansprake deur te verklaar dat die God van Israel die een is wat al hierdie wonders geskep het. Dit kan nie met hom gelykgestel word nie, want hy het dit geskep, hy het dit gemaak. Hy is groter as hulle almal. En op 'n manier is hierdie Psalm dus 'n teregwysing van hulle wat die skepping aanbid in plaas van die skepper van die skepping. Jahwe, die skepper, dis sy naam in die Ou Testament, is die een wat in heerlikheid op sy troon bo alles sit. Al kan iets van sy heerlikheid en krag in die storm gesien word, is dit op sy beste slegs die vaagste aanduiding van sy grootheid. Dit is amper asof die psalmdigter na die pragt, die skoonheid van hierdie storm wys en dan sê, as jy dink dit is indrukwekkend, dink net aan die God wat nie eens sweet wanneer hy dit voortbring nie. En om nou die fokus op God te hou, begin en eindig die Psalm met 'n paar verse. Hy paar so die verse bymekaar wat ons lei om te dink oor God se grootheid. Soos reeds gesê, vers 1 en 2 roep hy ons op om God alleen te eer. Aan die einde, dis die omarming van hierdie gedeelte, vers 10 en 11, skets hy vir ons 'n prentjie wat God in die hemel sit in sy hemelse paleis. Hy regeer, hy is die hoogste koning. Niemand sal hom onttroon nie. Maar terwyl ek dit lees, hoor ek ook iets.
Die probleem wat die meeste mense het, is dat hulle hierdie God nie in hulle alledaagse lewe raak sien nie, of in die taal van hierdie Psalm, nie sy kragtige stem raak hoor nie. Daarom dien hierdie middelgedeelte van die Psalm verse 3 tot 9 as 'n soort illustrasie. Vers 2 eindig met die oproep om Jahwe te aanbid in die glans van sy heerlikheid, of soos die nuwe vertaling sê, in sy glansryke heiligheid. Klink so 'n bietjie abstrakt. Wat sou dit beteken? Die glans van heiligheid. Heiligheid lyk soos 'n onsigbare eienskap. Jy kan dit net so min sien soos wat jy vriendelikheid sien, nê? 'n Mens sien mos nie vriendelikheid soos jy 'n boom sien of wit blonde hare sien nie. Vriendelikheid moet deur iemand beliggaam word voordat jy dit kan raak sien. En vir Psalm 29 is die dreunende donderstorm die beliggaaming van God se heiligheid en mag en grootheid. En tog te midde van al die geraas in die Psalm word daar uiteindelik in die stilte na die storm vir ons gesê dat Jahwe krag gee aan sy volk en dit lei tot vrede. Vrede. Shalom. Nie 'n lawaaiige storm nie, maar vrede is waar hierdie Psalm eindig. Die gevoel dat dinge is soos dit behoort te wees. In hierdie geval die wete dat dinge tussen jou en die Almagtige van die heelal reg is. En hoe kry jy hierdie vrede? Hierdie gevoel dat alles in lyn en reg ingestel is. Jy kry dit, sê vers 11, omdat Jahwe krag gee aan sy volk. En alles wat ons in hierdie Psalm gehoor het oor krag, behoort daardie kort sinnetjie alleen 'n paar gigawatt se krag aan jou siel te gee. Hierdie Psalm herinner ons dat die stem van die Here nie 'n opname is nie. Dis 'n lewende uitsending. Dan wil ek net gou weer 'n beeld gebruik. Ek dink ek het dit al in die verlede gebruik, maar dit is my so mooi. Yusuf Kash, hy was 'n Kanadese fotograaf wat gespesialiseer het in gesigsfoto's van bekendes. So het hy die wêreld rond gegaan en bekendes gaan afneem, hulle gesigte. Maar op 'n dag, ek dink sommer dis daar in Italië in een van die groot kloosters, terwyl hy sy toerusting opstel, dan word die paus van daai tyd afneem, ek weet nie, maar terwyl hy sy toerusting so opstel, toe hoor hy in 'n stadium die mooiste musiek. En toe hy so kyk, toe sien hy daar sit 'n ou oomie besig om cello te speel, een van Bach se mooi kantates. En hy is so meegevoer deur hierdie musiek, die bekende cellist Pablo Casals, dat hy die oomie van agteraf afneem. Die enigste foto wat hy ooit van enige van sy uitstallings van agteraf geneem het. Maar dit word 'n so bekende foto dat dit opgeneem word in sy in een van sy uitstallings. En toe hierdie foto nou later deel is van die Kash uitstalling in die Bostonse museum, toe vind die kurator uit, daar's elke dag 'n ander oomie wat daar kom staan. Hy is asof hy verby al die foto's stap en dan stap hy reguit na daai foto en dan gaan staan hy vir lang tye so na die foto en kyk. Van hierdie oomie wat op sy cello sit en speel. Hy staan net en kyk daarna. En later toe kon hy sy nuuskierigheid nou nie meer bedwing nie. Hy stap na die oom en hy vra van hom, wat is die storie? Hoekom staan jy elke dag nog net voor hierdie foto? Toe sê die ou oomie, shh. Luister, kan jy dit hoor? Kan jy hoor? Hoe speel hy Bach? Waarmee hy iets wou sê van, seker die kwaliteit van hierdie foto, hoe aangrypend dit is, maar asof die fotograaf dit reg gekry het om die musiek op te neem in hierdie foto. Op 'n manier is dit ook wat Psalm 29 wil doen. Dit wil 'n foto van God voor ons hou en vir my en jou vra, hoor jy die musiek? Hoor jy God se stem? Sien jy sy grootheid raak? Hoor jy sy stem? Gelowiges hoor iets of behoort iets te hoor waarvoor ander mense doof is. Die stem van God. Ja, dalk het jy dit raak getel, die frase stem van die Here kom 7 keer in die Psalm voor. Ons hoor ook dat die stem van die Here baie magtig is. Dalk onthou jy nog van skooltyd, dit was nou vir my lekker om
my vrou en dogter so 'n bietjie uit te vra. Ek kan dit nog onthou, want hulle is nou taalkundiges, gee skool ook. So nou leer ek hulle ook af en toe iets, nee, ek herinner hulle. Synektogie. Kan jy nog onthou die stylfiguur synektogie? Dit is 'n mooi stylfiguur. Dit is soos wanneer iemand sê twee oë loer na my uit die donker. Omskrywing is, dit is gedeeltelike beskrywing. Twee oë is eintlik om te sê, iemand is besig om na my te kyk, vir my te bekyk vanuit die donker, nee. Dis gedeeltelike beskrywing. En net so is hier in Psalm 29 vir ons 'n voorbeeld, die stylfiguur van synektogie, gedeeltelike beskrywing. Om te sê die stem van die Here is magtig, is net so goed jy sê, die Here is magtig. Onthou dit. En dit is presies wat die psalmis wil beklemtoon, die Here is almagtig. En daar moet hy geëer en geloof word. Sy kinders staan in verwondering oor sy grootheid en majesteit. En die beste manier waarop hy dit kon uitdruk, in die taal wat die hoorders van sy tye die beste sou hoor en verstaan, is om te verwys na die openbaring van die Here se mag in die natuur. Die donderslae en die weerlig is tekens, is simbole van God se heilige verskyning, wat almal met ontzag vir hom vervul. Sy verskyning, sy openbaring, want dit is mos wat ons sê in hierdie tyd, in epifanietyd, God het verskyn, God het homself geopenbaar. Die Psalm wil sê, God se openbaring is ontzagwekkend. As jy God sien of hoor vir wie hy is, dan word jy met ontzag vervul. Almal kom onder die indruk van sy mag, van wie hy is, wanneer hy praat. En nou is dit interessant, ek het net so vinnig daarna verwys. Dit wil amper lyk asof die psalmis 'n bietjie wil spot met die gode van sy tyd, van die omringende volke. Ek probeer gaan verduidelik. Hierdie is nie die eerste keer en die enigste plek in die Ou Testament waar Donneweer die stem van God genoem word nie. Ons lees byvoorbeeld in Job die volgende. Hoor so mooi. Hoor hoe bulder die stem van God, hoe dreun dit uit sy mond. Hy laat dit losbreek in die hemelruim. Hy laat dit blits tot by die uithoeke van die wêreld. En dan kom die donderslag. God laat sy magtige stem hoor. Hy stuur die onweer in volle krag wanneer hy sy stem laat hoor. Met sy stem laat God magtige dinge gebeur. Hy doen groot dade en ons begryp dit nie. Ja, ek sê vir myself elke keer as ek bid, Here, praat met ons. Dit is 'n groot gebed. Want as God praat, kom 'n skepping tot stand. As Jesus praat, raak 'n storm stil. God se stem is skepingsmagtig. Dink dit as hy dit doen in jou lewe, en jy vir hom vra, God praat met my, praat met ons. Dit was eintlik nie vreemd of ongewoon vir iemand in die antieke tyd om God se stem in die donderweer te hoor nie. Die Kanaaniete wat rondom Israel gewoon het, sou byvoorbeeld eintlik die natuur gelyk wou stel aan hulle God Baal. Nou ons ken die God Baal, ons weet van die Baal afgodsdiens, nê. Die God Baal was die Kanaanitiese reëngod. En hy's dikwels uitgebeeld met 'n weerligstraal in sy hand as 'n wapen. Daar is 'n weerligstraal. Dit is so opgegrawe hierdie skets. Die Grieke weer het geglo dat Zeus, die hoof van die pantheon van Griekse gode, dat hy die weerligstrale maak. En die antieke Germane het van donderweer geglo dit is Thor wat sy reuse hamer slaan. Ek weet nie waar teen nie, maar dis wat die donderweer laat weer klink, nee. En teenoor hierdie opvatting kom bely die Psalm nou dat dit die Here is, die God van Israel is, die almagtige is wat die reën gee. Hy kan nie eens daarmee gelykgestel word nie, hy is die skepper daarvan, dat die dreuning van hierdie onweer, dat dit eerder die stem van die Here is. Selfs in die hemel, vers 9, waar God se paleis is, getuig almal daarvan. En dit alles dui net op een saak, God is koning vir altyd en niemand kan hom onttroon nie. Wie is God? Hoe magtig en groot is hy? Die Psalm is duidelik daaroor en hy roep ons op om in verwondering te staan oor hom, om
opnuut te vertrou met ons lewe. En dit is hoekom ons hierdie Psalm lees in die begin van 2026. Want as jy dit sien, as jy dit hoor, om weer vir die Here te sê, Here, ek vertrou U met my lewe vir hierdie jaar. In sy almag is God die regeerder, is hy die voorsiener, is hy die skepper, is hy ons verlosser. Net hy, sê vers 11, die Almagtige gee krag aan sy volk. Net hy seën sy volk met oorvloed. Die aanskoue van sy almag laat ons van sy beloftes bewus word. Dit bring vertroue. Dit skep die geloofsverklaring dat God wat met soveel mag bekleed is, dat niks vir hom onmoontlik is nie. Hy besit al die krag om my en jou omstandighede, ons storms te verander ten goede. Of ons daai te red, of ons daar binne te beskerm. Sy almag bied aan ons rus en veiligheid. En as ek fyn luister en uitkyk, sal ek daarvan bewus wees. Ja, want dit is mos nie altyd so vanselfsprekend dat ons die Here se magtige stem hoor of van sy teenwoordigheid bewus is nie. Veral in tye van nood, in krisis, dan beleef ons soms dat die Here afwesig is. Partykeer maak ons sonde of ongehoorsaamheid ons doof vir die Here se stem. Soos wat ons lees in 1 Samuel 3 vers 1. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Dit was nie dat God stil was of nie gepraat het nie, maar die volk se ongehoorsaamheid het gemaak dat hulle dit nie hoor nie. Die manier waarop ek leef, of my lewe geposisioneer is in opsigte van die woord van die Here, die manier waarop ek na dinge kyk rondom my met geloofsoë, het is baie daarmee te maak en help bepaal of ek die Here se stem hoor of nie. Meester Eckhart, heilige, het by geleentheid gesê, God is altyd tuis. Dis ek en jy wat op uitstappies gaan. God is altyd tuis. Hoe goed hoor jy die Here se stem? As Jesus sê, my skape volg my, hulle ken my stem. Hulle ken my stem. Daar was eendag 'n jongman wat in 'n krisis was, hy sy werk verloor, groot nood, en hy gaan sit, hy maak 'n afspraak met die dominee, gaan sit by hom sy studeerkamer, hy sit eintlik nie, hy loop rond daar in die dominee se spreekkamer, op stadium bal hy sy vuis, en hy sê, die Here het van my vergeet, ek het hom gesmeek om te help, maar God antwoord nie, waarom is hy so stil? En die ouwe oom, die dominee, het net so stil gesit en amper onhoorbaar iets vir hom gesê. Die jongman het nader gestap en gevra, ekskuus tog, dominee, wat sê jy? En weer het die dominee geantwoord, maar baie sag in 'n fluisterstem. God fluister soms, sodat ons nader aan hom moet staan, om te luister. Hierdie keer die jongman gehoor en verstaan. Want God praat, sy stem is hoorbaar as jy daarna uitluister. Ons is juist nou in die kerklike seisoen wat dit vier, dat God in sy genade met ons praat. Met Kersfees, Epifanie, word die stem van die Here weer gehoor. Met Jesus se doop in die Jordaan hoor ons die stem uit die hemel, jy is my geliefde seun. Want ja, in Jesus kom die stem van Psalm 29 by ons. Immanuel. Daarom skryf Johannes in sy evangelie dat Jesus die stem en die gestalte is van die Vader. Hoofstuk 5 vers 37. Of hoofstuk 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Jesus is die stem en die gestalte van die Vader. Die lang tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament waar God oënskynlik afwesig en stil was, het tot 'n einde gekom. Die skaarsheid van God se stem wat in Samuel se tyd ervaar is nou verbreek. God is nou hier in die persoon van sy seun. En soos een gelede gesê het, in Jesus word die breuk van wanhoop 'n deur van hoop wat toegang verleen tot die nuwe lewe van oorvloed.
Dis nou 'n klomp goed gesê. Maar dit beteken die genesings, Jesus se genesings, die wonders, die vernuwing in mense se harte, die lig wat die duisternis verdryf. Dit kondig alles aan. God se stem is hier. Die koninkryk is by julle. Moenie bang wees nie. Julle hemelse Vader wat met mag in die storm verskyn het van julle lewe ook, is teenwoordig in al julle omstandighede. Veral julle storms. Mense wat God afwesig ervaar het, kan hom nou ontmoet. Die evangelie kan maar verkondig word. Die skrywer van die Hebreërbrief sê in hoofstuk 1 vers 1, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met julle voorvaders gepraat deur die profete, maar in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun, Jesus Christus. En dit het nooit weer stil geword nie. Die stem van die Here kom op verskillende tye, op verskillende maniere, maar dit kom ook in verskillende toonsterktes. Op die Sinaiberg het dit tot Israel gekom in kragtige, oorverdowende donderslae. Tot Elia, weet julle, het die stem van die Here gekom in die fluistering van die windstilte. En om die rede kan ons dit soms mis. Want ek dink, dis hoe dit meestal na ons kom. Somtyds kom dit na ons in 'n sagte lerende toon. Dit lei ons saggies tot oortuiging. Dit pleit tot ons met liefdevolle belang. Dit lei ons geduldig soos 'n ouer sy kind begelei. Soms kom God se stem na ons in die toon van bemoediging, troos, 'n hoopvolle belofte. En dan ook weer soms swaar in hart, ontblotend, deursnydend, 'n stem wat berisp en beveel om te gehoorsaam. En wat het toon dit ook aan ons kom, ons kan nie anders as om daardeur aangegryp te voel nie, soos wat die mag van donder weer ons aangryp. Maar hoe weet ons, en ek sluit hiermee af, hoe weet ek? Hoe weet ek dit is God se stem wat ek hoor? Tussen al die ander stemme, hoe weet ek dit is God se stem? Die stem van God is kragtig en groot hier in Psalm 29, maar stil en sag voor Elia. Hoe kan ons sy stem onderskei van al die stemme wat ons in ons koppe hoor of rondom ons hoor? Dallas Willard het 'n boek geskryf met die titel Hearing God, waarin hy 3 kriteria onderskei. En net kortliks, hy sê, wanneer ek God se stem wil onderskei van ander stemme, dan moet ek eers kyk na die kwaliteit van daardie stem. God se stem dra gewigtigheid. Dit maak 'n impak. Dit bring vrede, soos wat ons nou ook gelees het in Psalm 29. Gees. God se stem is selde hard of dramaties in ons lewe. Dit argumenteer nie met ons nie, maar op 'n kalme manier word ons verseker dat dit sy stem is. Inhoud. Woorde van God sal altyd ooreenstem met God se karakter. Jesus se hart, soos hy God aan ons openbaar het. God se woord sal nooit vir jou vertel hoe waardeloos jy is nie, of jou aanmoedig om teen sy aard op te tree nie. Inhoud. Die kriterium. Soos iemand het gesê het, when a voice consoles us, brings peace, calm, assurance, worship, it's more likely from God because it draws us toward Him. When a voice leaves us desolate, confused, chaotic, anxious, it's really from God because it pulls us away from God. Wanneer die donder weer slaan, is alles anders sag in vergelyking daarmee. Wanneer die stem van die Almagtige met jou en my praat, en wat 'n toon of toonsterkte ook al, sag of hard, moet alles in ons stil word. Elke beswaar, elke stukkie weerstand en opstand. Ons moet in verwondering bewe en buig en juig en luister en gehoorsaam. Mag ons elkeen in 2026, wanneer ons uit genade God se stem hoor, dit gehoorsaam en doen tot eer van God se majesteit. Amen.
Here, as U nie self met ons praat deur U woord en gees nie, is al die baie gepraat oor U niks werd nie. Dis 'n betekenislose Babelse gebabbel. Dit skep die indruk, Here, van 'n vreesbevange gefluit deur 'n nagwandelaar in 'n begrafplaas, wat self probeer om sy angs te besweer. Maar waar U gebied, soos ons nou gesing het, sal ons geen onheil vrees nie. Maar wanneer U swyg, word selfs die sterre afsydig en koud in 'n onvriendelike naghemel. Wanneer U woord nie meer gehoor word nie, spreek die sterre ons ook nie meer aan nie. Dis dan asof daar in die hele skepping 'n doodse vrees aanjaende stilte heers. Maar dankie Hemelse Vader dat U nie ver is nie, soos ons dikwels vrees nie. En Jesus het ons U leer ken as altyd binne roepafstand van almal in nood. U is selfs nader. En daarom hoor U die sigte waarmee die Heilige Gees in ons harte by U intree. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U is nader aan ons as wat ons aan onsself is. Deur Jesus en die Gees het U tot by ons en binne in ons gekom. U sluit ons in van agter en van voor. Daarom weet U wat vir ons vreugde en ons heil die beste is. Daarom lei U ons en maak U stem hoorbaar aan ons. Laat ons asseblief vandag gehoorsaam daaraan wees en nie hardkoppig en weerstandig wees nie. Vandag en elke dag van hierdie nuwe jaar 2026. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons sluit met lied 501. Ons sing dit staande, die eerste en die tweede vers, en dan bly jy staan vir die seënbede. Mag die bron van alle lig en lewe jou lewenspad bestraal. Al skyn geen son en al lig geen maan nie. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Hy sal helder lig gee aan jou verstand en sy liefde in jou laat brand, dat jy geestelik helder sien en God drie-enig in gees en waarheid kan dien. Amen.